Welkom by die Sepcast, waar ons dieper kyk, groter vrae vra en ontdek hoe Jesus steeds die wêreld verander. Filippense 4 vers 8 sê, verder, broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien. Bedink dit. 'n Paar jaar gelede het navorsers 'n vreemde vraag gevra. Waarom raak mense soms gewoond aan dinge wat hulle eintlik ongelukkig maak? Waarom bly mense in patrone wat hulle uitput? Waarom koop hulle goed wat hulle nie nodig het nie? Kyk hulle na dinge wat hulle leeg laat voel en jaag hulle na suksesse wat hulle uiteindelik nie vervul nie? Die antwoord was verrassend eenvoudig, omdat ons geneig is om te vra, wat wil ek hê, eerder as, wat is goed? Dit klink soos dieselfde vraag, maar dit is nie. Paulus skryf aan die Filippense vanuit 'n tronk en tog praat hy oor wat mooi, eerbaar en lofwaardig is, nie omdat hy die werklikheid ontken nie, maar omdat hy verstaan dat mense uiteindelik gevorm word deur waarna hulle aandag gee. Ons word almal gevorm. Die vraag is nie dis nie of ons gevorm word nie, die vraag is waardeur. Dis hoekom Jesus nooit net mense gevra het om hom te aanbid nie. Hy het hulle gevra om hom te volg, want disippelskap gaan nie net oor waarheen jy gaan wanneer jy sterf nie. Dit gaan oor wie jy besig is om te word terwyl jy leef. Ons wêreld is vol mense wat vra, is dit verkeerd? Jesus vra dikwels 'n ander vraag. Hy vra, bring dit lewe? En dis 'n baie beter vraag. Want baie dinge wat wettig is nie noodwendig wys nie. Baie dinge wat algemeen geword het, is nie noodwendig goed nie. En baie dinge wat normaal voel, vorm ons stadig in mense wat ons nooit bedoel het om te word nie. Daarom het ons meer nodig as kennis. Ons het onderskeiding nodig. Miskien is die belangrikste vraag wat jy vandag kan vra nie, waarmee kan ek wegkom nie, of wat is reg of wat is verkeerd nie, maar wat help my om meer soos Jesus te word? Of is dit wat ek doen goed? Want die lewe word uiteindelik nie gebou deur 100 groot oomblikke nie. Dit word gebou deur die klein dinge waarvan jy elke dag jou aandag gaan gee. En soos 'n tuin wat versorg word, begin tov, wat natuurlik goed beteken, stadig groei. Nie oornag nie, maar genoeg om ander mense ook te laat leef. En dalk is dit presies hoe die nommer 1 netwerk vir jou lewe lyk. 1 hart, 1 huis, 1 gesprek, 1 klein daad van goedheid op 'n slag. Tot môre, mooi loop.